Goeiemôre en baie welkom hier op die program Herleef saam met my Cornelius Lou. Nou vanoggend wil ons net baie dankie sê vir al ons kykers wat inskakel hier op ons program en vir die van julle wat laasweek ingeskakel het sal weet dat ek vir julle genoem het dat ek nie hierdie week of die weke wat gaan kom woord gaan bedien nie, wat ons het huidiglik die nooddienskapelaanskap wat by ons is, wat woord bedien vir julle, vir die volgende paar weke wat gaan kom. So vanoggend, sonder om enige tyd weer in beslag te neem, gaan ek nou vir Dominee David Nieboer aan die woord stel en hy gaan weer vandag vir julle bedien. Goeiedag geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om weer vandag die woord van die Here te kan deel met u, so kort ook voor Kersfees. Ons lees vandag uit Matteus 1 en daar gaan ons lees vanaf vers 18 tot en met vers 24. Maar voor ons dan ook begin, kom ons word net stil voor die Here en vra dat hy met ons sal praat uit sy woord vandag. Here ons God, dankie dat ons weet, ons dien 'n lewende God. 'n God wat ook vir ons gegee het 'n lewende woord. En ja, Here, daarom kan ons elke keer, wanneer ons na u woord toe gaan, ook met 'n verwagting gaan om iets van u te hoor. U woord verander ons lewe. U woord voed ons. U woord voorsien vir ons dit waarna ons siel mag smag. Here, u ken elke toehoorder. U is bewus van wat elke een van ons deurgaan. U weet wat in ons lewens aangaan. Ek wil bid, Here, dat u dan ook nou vandag vir ons uit u woord weer u woord sal oopbreek en elke toehoorder 'n nuwe boodskap sal gee om weg te neem. Dat wanneer ons ook vandag hier weggaan, dit sal wees met die feit en die wete, God het met ons gepraat. Daarom is en bly dit my gebed. Spreek, Here, want u kinders luister. Amen. Matteus 1 vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit nog in gedagte gehad het, het 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want dit wat in haar verwerk is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profete gesê het, vervul sou word. 'n Maagd sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Tot sover dan ook ons skriflesing vandag. Kersfees is op ons. Vandag lees ons weer die verhaal van Josef, wat die boodskap ontvang het oor die geboorte van Jesus. En met die aanhoor van hierdie groot waarheid, hy wat kom, is waarlik God. Hy wat kom is Immanuel, God met ons. Hierdie belofte wat die engel maak, dra baie waarhede in dit. Die grootste daarvan is
dat God na ons toegekom het, om by ons te wees en om by ons te bly. God is nie meer ver van ons af nie. God is nie net 'n Here wat geaanbid word in sy tempel nie. Nee, hy is by ons gewees, hy is deel van ons gewees. Hy was volledig mens en volledig God. Hy is nie meer iemand wat nie kan ons pyn verstaan nie. Hy is nie meer iemand wat nie weet wat ons hartseer is nie. Wat dit is om versoek te word nie. God is met ons. Hy ken ons. Hy verstaan ons eintlik maar net te goed. Want hy het gekies om self in ons skoene te loop. As 'n mens het hy ook geweet wat siekte is, hy het dit gesien, hy het dit ervaar. Hy weet wat swaar kry is. Hy het ook honger gehad. Hy het dit ook ervaar. Hy weet wat dit is wanneer die dood 'n geliefde sou wegneem. Hy weet wat hartseer is. Van lyding en sterwe kan ons hom niks vertel nie. Hy weet ook wat dit was om deur 'n vriend verloon te word. Om alleen te wees. Inteendeel, erger is wat ons ooit was, om selfs van God verlate te wees. Hy weet ook wat dit is om gespot te word, om verneder te word, en ook om vermoor te word. Hy het ook kwaad geword, maar hy het baie lief gehad. Hy het mense ook jammer gekry, en so het hy ook baie siekes genees. Noem dit, en Jesus was maar daar. Hy was waarlik God, maar God met ons. Want hy het ons situasies geken en verstaan. En self deur soveel dinge hier op hierdie aarde gegaan, waarmee ons dalk ook mee sukkel. So, waar bevind ek en jy onsself vandag? Ook so kort voor Kersfees. Wat is dit wat in jou hart rondspeel? Wat is die dinge wat jou die meeste pla? Bang maak? Dalk ongelukkig of ontsteld maak? Wat is daardie groot seer wat jou in die aande so laat ronddraai op jou bed? Jou laat voel of jy glad nie vrede en vreugde kan ervaar nie, maar dit word by jou gesteel. Wat is dit wat dit so moeilik maak vir jou om ook aan die slaap te raak in die aand? God weet dit. Hy verstaan dit. En hy wil jou help. Die woorde van die engel kom vanoggend dan ook so weer na ons toe. En dit weer galm weer in ons koppe. 'n Maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Wat beteken God met ons? Daarmee wil dit vir ons sê, dit maak nie saak waardeur jy gaan nie. God het vir ons 'n belofte gegee. Jy is nie alleen nie. God is met jou. As dit voel of alles rondom jou net partymal te veel wil word, en jy voel of alles besig is om jou te wil oorweldig, as jy nie weet waarheen om te gaan nie, wat om te glo nie. Jy is nie alleen nie, God is by jou. Hy maak die belofte, hy sal jou help, maar as jy hom toelaat. As jy hom toelaat. Jy sien, my geliefde, ons moet kies. Want dit maak nie saak wat die krisis is wat ons deurgaan nie. Dit maak nie saak hoe groot die kruis is wat ons moet dra nie. Ons het steeds 'n keuse wat ons moet maak. Maar die regte keuse bly steeds om dit na die Here toe te neem. Om dit vir hom te vat. Om hom daarmee te vertrou. En om hom te vra om ons ook daardeur te help en te dra. Jare voor hierdie engel die boodskap gebring het reeds, het Dawid 'n psalm geskryf, Psalm 23,
wat ek ook seker is meeste van die uit die koppe uit al ken. Daarin lees ons, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Party van ons weet wat se donker dieptes daar op ons lewenspad kan wees, of selfs is. En glo my, party van hulle is regtig baie donker en baie diep. Partymal voel dit werklik of dit bokant ons kragte is. En dit voel vir ons of dit ons kan vernietig. Ons voel of dit ons gaan onderkry. Dan, my liewe broer en suster, dan is dit wanneer ons moet uitroep en God net vra om ons hand te vat. Dan sal hy weer ons krag gee en hy sal ons help om ook daardeur te kom. Psalm 121 staan daar ook dan geskrywe, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Na wie roep jy in jou uur van nood? Na wie roep jy as jou nagte ongelooflik donker raak? Waar probeer ons hulp vandaan kry? Vertrou ons werklik op God? Hoe groot is jou hartseer, jou pyn? Net jy sal weet. Ja, dis amper Kersfees. Ons verlang na so baie wat nie meer met ons is nie. Ons het soveel vrae oor al hierdie hoekoms en waaroms wat ook in hierdie jaar gebeur het. Dinge wat oor ons pad gekom het. In ons hospitale lê tans mense wat Kersfees dalk sal ingaan met 'n stikkende liggaam. Dalk word hulle verteer deur siekte, pyn. Hulle wat dalk tans in die hospitaal lê, mag dalk nie teen Kersfees eers meer met ons wees nie. Want daagliks sterf daar soveel mense, omdat die stryd teen die liggaamlike net te groot word, en hulle kan nie langer nie. Ja, selfs op Kersdag mag daar dalk ook hartseer en pyn wees. Families wat dalk sal moet groet, 'n oupa, 'n ouma, pa, ma, kind, 'n geliefde. Nou sê die engel weer vir elkeen van ons uit hierdie ou verhaal. Onthou net een ding, maak nie saak van die pad wat ons hier moet loop nie. God is met jou. God ken jou pyn, jy is nie alleen nie. Roep na God in jou uur van nood, want hy is naby jou en hy sal jou ook help. Die nag voor Jesus se geboorte was ook 'n donker nag in Bethlehem. Maria en Josef was moeg gedaan, want dit was 'n baie lang reis. Ek kan nou nogal my indink dat Maria heel ongemaklik moet wees met daardie swanger lyf, wat so seer is. Maar niemand wou hulle help nie. Niemand wou hulle ontvang met hartlikheid en gasvryheid nie. Deure word die heeltyd in hulle gesigte toegemaak. Nêrens blyplek nie, nêrens is hulle welkom nie. Inteendeel, hulle moes soos armlastiges saam met diere in 'n stal gaan slaap. Selfs in hulle donker nag, op 'n vreemde plek, sonder 'n geliefde naby wat kan help, sonder die gemak van jou eie huis of jou bed. Op daardie oomblik kom God ook na hulle toe en word ons redder gebore. Op hulle laagste ervaar hulle die wonder van Christus se koms, die wonder van Christus se geboorte. Selfs hier word hulle deur herders vertel hoe engele kore daardie aand gesing het, hoe hulle geprys en gejubel het oor die geboorte van Christus. In Bethlehem later word hulle deur wyse manne besoek en ontvang hulle ook geskenke. Uit hulle donker nag ontvang hulle God. En uit dit alles uit is God met hulle.
soos dit ons ook beskore. Want daardie dag is daar 'n belofte gemaak. God is met ons. Hy stap saam met ons die pad en hy sal ons nooit alleen los nie. Maar ons het steeds 'n keuse om te maak. Gaan ons God se hand vat, saam met hom loop, of gaan ons kies om alleen alles te probeer doen? Want weet jy, my geliefde, jy hoef nie. God het juis gekom om jou te help, om jou hand te vat, en om vir jou te sê, hy is Immanuel. Hy is God met ons. Hy is juist daar vir jou in jou donker nag. Hy het gekom. Tog voel ons so oorweldig deur alles in die wêreld, deur alles wat aangaan. Soms voel dit vir ons voel of die pad net te moeilik is om te loop. Kersfees bring ook soveel herinneringe terug. Ons onthou al die mooi, die lekker tye. Ons onthou die geliefdes. Ons onthou hulle liefde, hulle omgee. Maar meestal, veral hoe ons ouer word, onthou ons alles wat ons ook verloor het. Hulle wat nie meer daar is nie. Dit is so maklik om in hierdie tyd ook moedeloos, alleen of selfs depressief te voel. Ons raak so maklik oorweldig deur herinneringe van dit wat ons nie meer het nie en hulle wat nie meer saam met ons is nie. Dit wat ons nie kan terugkry nie. Dan raak hierdie een van die moeilikste tye van die jaar vir party van ons. En soveel mense voel totaal oorweldig deur alles wat aangaan. Voel partymal hulle kan nie meer aangaan nie. Maar ek wil vir jou vra, my geliefde, moenie opgee nie. Moenie moed verloor nie. Moenie toelaat dat die lewe jou beroof van hierdie waarheid nie. Waarvan praat ek? Ek en jy is vandag nog hier. Nie omdat ons so goed is nie, maar omdat die Here so getrou was om nog altyd daar te wees vir ons. Ek en jy is vandag nog hier omdat hy ons gehelp het tot en met hierdie punt, omdat hy ons nie een oomblik alleen gelos het nie. So het ons dan ook in hierdie Kerstyd weer eens die versekering dat God ons steeds nie alleen wil los of sal los. Steeds wil hy vir ons voorsien. Steeds staan hy daar met uitgestrekte arms en sê, kom na my toe. Ek sal jou help, ek sal jou dra. Ja, die ou dinge is verby. Die herinneringe van die dae van ouds is net dit is herinneringe. Maar dit is ook mooi herinneringe. Dit laat ons ook onthou hoe goed God nog vir ons was. En daarin lê die belofte dat hy nie verander nie. Hy is steeds. Maar ek en jy, ons lewe nou. Ek en jy het nou die geleentheid om te gaan, om nuwe, mooi, kosbare herinneringe te gaan maak, vir hierdie Kerstyd ook vir ander. Jy kan Kersfees vir iemand anders soveel mooier maak, deur hulle te laat deel in jou liefde in hierdie Kerstyd. Deur hulle te laat weet wie Jesus is. Deur hulle te laat ervaar dat die liefde en die waarheid en die hart van Kersfees Christus is. Christus wat beloof om daar te wees vir ons, saam met ons, en deur ons uitgestraal kan word aan hulle. Wat van 'n eenvoudige glimlag, 'n warm drukkie op Kersdag, veral vir iemand dalk wat alleen is, iemand wat vergete voel, daardie mense in jou buurt of waar jy ook al is, wat deur 'n tyd van hartseer gaan, om vir hulle te sê, ons is daar ook vir jou. Hoekom kies ons dan nie net om 'n verskil te gaan maak in ander se lewens ook nie? Jy kan soveel van Jesus se liefde deel in hierdie wêreld, en ander laat weet dat Jesus ook vir hulle gekom het. Ons is nie geroep om weg te kruip, om alleen te wees
in 'n geleentheid soos hierdie nie, in 'n seisoen soos hierdie nie. Maar ons is juis geroep om die evangelie van God uit te dra na die wêreld toe en dit uit te leef, dat ander sal weet hoekom Jesus gekom het, hoe lief hy ons het en dat hierdie liefde werklik met Kersfees saam met ons sal wees. Kersfees is juis die tyd wat ons moet herinner dat God met ons is. Daarom wil ek vandag ook vir jou sê, jy wat dalk deur 'n moeilike tyd op hierdie stadium gaan, jy wat ook bewus is van al die uitdagings, onseker oor 'n toekoms wat voorlê, jy is nie alleen nie. God is daar vir jou. Kies dan om vandag met hom te praat, om hom te vertrou en hom te vra om jou te help. Hy het jou waarlik ongelooflik lief. Amen. Kom ons bid saam. Here, daar is op hierdie oomblik soveel hartseer in ons wêreld, soveel onsekerheid, soveel mense wat nie weet waar hulle volgende ete vandaan kom nie weet waar hulle vanaand hulle koppe dalk sal neerlê nie. Ons hospitale is vol van hulle wat siek is. Daar is so baie wat ernstige siekte moet veg, dat ons partymal heeltemal vergeet van die feit dat U, Here, gesê het U is daar vir ons en U is saam met ons. Dat U gekom het en dat U Immanuel is, God met ons. Ek wil bid, Here, dat U in elke persoon wat nou 'n toehoorder is, ook se lewe, vir hulle sal verseker dat die donker dieptes waar hulle deurgaan, nie alleen paadjie is nie. Dat U die belofte gegee het om ook daar te wees vir hulle. So baie keer, Here, bevind ons onsself in hierdie donker dieptes. So baie keer voel ons asof ons vasgevang is daar binne en dat daar vir ons nie 'n uitkoms is nie. Maar U het vir ons selfs in Psalm 23 gesê, U is daar, om ons ook daardeur te lei, sodat ons glad nie daar hoef te bly nie, want U berei vir ons 'n tafel, 'n feesmaal voor. U lei ons ook daaruit. Maar U kan ons net lei as ons U daarvoor vertrou, as ons U hand sal vat, en U, Here, as ons Here erken. Kom nou, Here Jesus, ook in hierdie Kersgety. Kom raak elke toehoorder se lewe aan. Mag elkeen bewus wees van U liefde en U teenwoordigheid. Mag U vir ons troos en rus bring. Mag U ons seën met nuwe krag, nuwe hoop, dat ons ook met verwagting kan uitsien na die dag wanneer U ons weer kom haal. Kom dan gou, Here Jesus. Amen. Dankie dat ek vandag ook met U die woord van die Here kon deel. Mag U ook in hierdie Kerstyd bewus wees van sy liefde vir jou. Jy is spesiaal vir hom. Hy het jou baie lief. En wanneer die dinge te veel word, praat met hom. As jy hulp nodig het, praat met ons. Ons is daar vir julle. Daar is kinders van die Here wat so graag wil help. Jy is nie alleen nie. Mag hierdie vir jou 'n geseënde en gevulde Christusfees wees, want hy is daar vir jou. Amen. Dan sê ons wil net baie dankie sê aan die nooddienskapelaanskap. Dit was Dominee David Nieboer. Hy is die president van die nooddienskapelaanskap en hy gaan vir ons hierdie volgende paar weke woord bedien. En ek wil net baie dankie sê vir sy tyd wat hy afgestaan het, juis met die voorbereiding en die opnames van sy woord. Nou, ek wil baie dankie sê vir elkeen wat ingeskakel was. Ek sien julle volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Kruiskyk TV.